Goeiedag en welkom by vandag se aflewering van Catholic Network South Africa. In vandag se episode gaan ek so 'n bietjie aandag gee aan 'n klompie vrae wat van julle vir my gevra het. Ek gaan kyk hoeveel ek kan by uitkom vandag en dit wat ons nie vandag doen nie, gaan ons oorstaan na 'n volgende keer. Baie dankie vir almal van julle se vrae. Ek gaan die vraag stel en dan gaan ek so kort as moontlik daarop antwoord sodat ek kan kyk hoeveel vrae ek kan deurwerk sonder om te jaag. Maar voordat ons begin, wil ek tog so 'n bietjie van net 'n boekbekendstelling maak. Ek weet op ons webblad en op ons Facebookblad het ons al oor hierdie boek gepraat, maar tog wil ek vanmôre vir die van julle wat graag vra oor die Katolieke Kerk, meer wil weet oor die Katolieke Kerk, op reis is nog in die Katolieke Kerk, in wonder oor die Katolieke Kerk of wat ook al. Hierdie boek aan julle bekendstel, 'n boek van 'n man met die naam van Trent Horn. Hy is daar in Amerika. Hy is 'n Katolieke apologeet en 'n apologeet is iemand wat basies die leerstellings van die kerk verduidelik en verdedig. Nou, die boek se naam is Why We're Catholic: Our Reasons for Faith, Hope and Love. Nou al is die boek in Engels, moet ek nou vir julle dit sê, dat dit in 'n baie maklike Engels geskryf is. Dis nie 'n moeilike Engels nie, dit vloei maklik, dit lees lekker, en ek het hom al vir 1 of 2 mense geleen, wat Afrikaans sprekend is, en wat vir my gesê het agterna, nee, wat hulle die boek maklik verstaan, en kon hom lekker lees. In hierdie boek word verskillende onderwerpe hanteer, hy begin baie wyd, hy begin by die vraag, hoekom glo ons enigsins, terwyl die ander alternatief ateïsme sou wees, so hoekom glo jy enigsins in God, in 'n God, hoekom is jy godsdienstig teenoor om nie godsdienstig te wees nie, of om glad nie te glo nie. Dan breek dit af, hoekom is jy 'n Christen en nie in 'n ander geloof nie, en dan, hoekom is ons Katoliek en nie Protestants nie, of in watter ander denominasie dan ook al nie, en dan gaan hy verder en verder, en dan beantwoord hy vrae rondom die sakramente, rondom die Maagd Maria, rondom die wording van die Bybel, die kanon, en hoe dit in mekaar steek, en dinge soos watter rol gebed in ons lewe speel, die Eucharistie, die ander sakramente ensovoorts, word dan alles in hierdie boek dan ook na verwys. Dis 'n lekker leesboek, en ek wil julle tog aanbeveel dat as jy nog nie hierdie boek het nie, kry hom vir jou, dit lees baie lekker. Ek sê weer Why We're Catholic: Our Reasons for Faith, Hope and Love, deur Trent Horn. Hy is beskikbaar by loot.co.za, ook by Takealot en ook natuurlik by Amazon, en hy is ook op 'n Kindle weergawe beskikbaar. So hy is ook nie te duur nie, so kyk of julle dit dan vir julle sou kon aanskaf. 'n Baie lekker boek om te hê op jou rak en te gee vir iemand anderste as jy wil praat oor jou eie geloof. Goed. Kom ons kom dan by een van ons eerste vrae, en dit is dan nogal 'n vraag rondom die drie-eenheid. Die vraag, wat is die betekenis van die heilige drie-eenheid in die Katolieke Kerk? Interessant, ek het 'n ruk terug in die verlede, het ek iemand gekry wat baie opreg vir my gevra het die Katolieke Kerk enigstens 'n konsep van die drie-eenheid? En ek moes bietjie glimlag, want die antwoord is ja. Dit was die Katolieke Kerk wat in haar geskiedenis stryd gevoer het en moes voer teen ketters soos Arius wat inderdaad die godheid van Christus verwerp het en daaruit het ontwikkel dat die kerk dit nodig geag het om die konsilie van Nicea te hê, waarin daar tot die gevolgtrekking gekom is dat Jesus 100% God en 100% mens gelyktydig is. En so het dit die gesprekke daar rondom gegroei en uitgebrei, en uiteindelik die geloofsbelijdenis van Nicea Konstantinopel, waarin die drie-eenheidskonsep baie duidelik vasgelê is, Vader, Seun en Heilige Gees. So ja, die Katolieke Kerk inderdaad bely die drie-eenheid, staan by die drie-eenheid. Om die waarheid te sê, ons katekismes noem die drie-eenheid spesifiek die hoogste waarheid. Die hoogste waarheid in 'n hiërargie van waarhede, die hoogste waarheid waaruit alle ander waarhede dan ook sou vloei. Dit is die mees sentraalste dogma leerstelling in ons godsdiens, die drie-eenheid. Die feit dat God een wese is en 3 persone.
Dadelik wil ek sê, dit maak nie vir ons sin op 'n wetenskaplike, menslike manier nie. Dis een van die wiskundige sommetjies wat nie sin maak dat 1 is 3 en 3 is 1 nie. Maar ons kan nie wiskunde gebruik, wêreldse wiskunde gebruik om dit nou te probeer bereken nie. Ons glo daar is net een God. Hierdie God bestaan op 3 wyses. Hy bestaan op die wyse van die Vader, hy bestaan op die wyse van die Seun, hy bestaan op die wyse van die Heilige Gees. Daar is 3 persone, elkeen met hulle eie optredes, met hulle eie maniere van doen, en tog is dit alles binne die een Godheid gesetel. Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is 'n misterie. Die misterie van God as Vader, Seun en Heilige Gees, en tog is daar net een God. So ons staan met die belydenis ook wat ons kry in die Ou Testament, hoor Israel, die Here onse God, die Here is een, of hoor Israel, die Here onse God is enkelvoudig, daar is net een God. Dis die belydenis, een van die oudste belydenis in die geskiedenis van die gelowiges op aarde, en dan ook in die Bybel, Deuteronomium 6 van vers 4, die Shema. Een wese, 3 persone. En mens sou dit kon voorstel deur middel van die driehoek. Dit is die simbool van die drie-eenheid, gewoonlik die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En natuurlik, interessant, ons kry in 1 Johannes, in die brief wat die apostel skrywe, kry ons 2 keer daar die konsep in hoofstuk 2, dat God is liefde. 1 Johannes, God is liefde. En as God dan liefde is, belangrik, dis nie maar net 'n emosie by hom wat hy bewys nie. God is liefde. Dis deel van sy wese. Dis inherent in homself. Hy is liefde. En alles vloei vanuit die liefde uit. Dan sê ons dat in hierdie entiteit, in hierdie wese wat in homself liefde is, beteken dit dan, as ons liefde sou wou ervaar, liefde sou wou beleef, liefde sou wou uitdruk, dan sê ons in die entiteit, in die wese van God is daar dan iemand wat lief het, iemand wat lief gehê word, en 'n liefde wat hulle met mekaar deel. Die een wat lief het is die Vader, die een wat lief gehê word is die Seun, en die liefde wat met mekaar deel is dan die Heilige Gees. Die drie-eenheid is nie 'n maklike konsep nie, en ek sal later 'n video maak wat spesifiek net daarop fokus, maar dit is iets wat ons godsdienst baie uniek maak. Ons is nie maar net in daardie sin 'n monoïstiese godsdienst, gelykstaande aan al die ander monoïstiese godsdienste, soos Islam en Judaïsme nie. Ons het een God, ons is monoïsties, maar ons God is uniek in die sin dat hy drie-enig is. 3 persone in 1. 3 persone in 1. Natuurlik die Grieks en die Latynse woord vir 'n persoon wat daar gebruik word, en wat natuurlik ook in die geloofsbelijdenis van Nicea na vore kom, dui inderdaad op die bepaalde maskers wat gedra is tydens die Griekse dramas wat opgevoer is. Maar ons moet baie versigtig wees dat as ons hierdie woord masker gebruik, dat ons nie ons moderne konsep het en dan verval ons in kettery nie. Dit is so maklik om maar net te maak asof die drie-eenheid, die 3 persone van die Here, maar net 3 verskynsels is. Dit is nie maar net 3 verskynsels per definisie nie. Nee, dit is 3 persone. Dit is 3 persone, en dit speel veral 'n belangrike rol in wanneer ons praat oor wie Jesus is, as die geïnkarneerde Seun van God. Die woord inkarnasie, die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid wat in ons wêreld ingekom het, en as 'n mens vir homself vleisklere aangetrek het, 'n liggaam gekry het, en dan is die vraag, wie is hy? En dan sê die kerk vir ons, hy is volledig God, volledig mens. Volledig mens met 'n siel, gees en liggaam soos 'n mens, en dan tergelykertyd die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, hy is God op dieselfde wyse, in dieselfde wese as wat God die Vader en God die Heilige Gees ook is.
Maar ek gaan nou eers hiermee volstaan. Vir ons is die drie eenheid, sê ek weer, ongelooflik belangrik. Dis die hoogste waarheid, waaruit al die ander waarhede uitvloei. Die belydenis dat God is een, en in hom is daar drie persone, Vader, Seun en Heilige Gees. Dan, 'n volgende vraag is, wat is die betekenis van die Eucharistie in die Katolieke Kerk? Wat is die betekenis van die Eucharistie in die Katolieke Kerk? Nou, daar is nou 'n vraag oor die sakramente. Ek wil net dit dan noem, daar is 7 sakramente in die Katolieke Kerk. Die Eucharistie is sekerlik vir ons een van die mees besonderse van hierdie sakramente. Elkeen van die sakramente is besonders, maar die Eucharistie op 'n besonderse wyse is vir ons Christus by ons. Dit is Jesus Christus by ons. Want, glo ons, die Eucharistie is vir ons die liggaam en bloed van Jesus Christus. As Katolieke glo ons dat tydens die erediens, ons noem dit die heilige mis, tydens die erediens, tydens die heilige mis, gebeur daar dinge. Die Eucharistie staan binne die konteks van die heilige mis. En ons glo dat tydens die liturgie van die heilige mis, die hemel en die aarde op 'n baie besonderse manier saamtrek, sodat ons as gelowiges dan uiteindelik saam met alle ander gelowiges oor die wêreld heen en deur tyd en ruimte op 'n baie besonderse misteriese wyse deur die werking van die Heilige Gees, dat ons nou teenwoordig is in die troonsaal van die Here saam met die engele, daar waar Jesus Christus besig is om op grond van sy en met sy eenmalige offer aan die kruis vir ons versoening te doen by die Vader, in te tree by die Vader. Ons trek op daarin en ons is daar by daardie toneel waar Jesus besig is om as hoëpriester vir ons in te tree. En dan glo ons dat na die gebed van konsekrasie, na die gebed van heiliging, dan word die brood en wyn, en daar word 'n bietjie water in die wyn gegooi, daardie elemente van brood, wyn en water, word dan vir ons op 'n baie misterieuse wyse deur die werking van die Heilige Gees, die liggaam en bloed van Jesus Christus. Maar meer as dit, ons glo dat die Eucharistie is vir ons werklik Jesus Christus. Op 'n besonderse wyse is dit die realiteit van Jesus na liggaam en bloed, sy goddelikheid en ook sy gees. Jesus Christus liggaam en bloed en gees en ook sy goddelikheid is daar vir ons teenwoordig by die wyn en die brood. In die wyn en die brood, eintlik, dis meer, die wyn en die brood word dit. Dit lyk dalk nog soos wyn en brood, dit proe dalk nog soos wyn en brood, maar op 'n baie diep, misterieuse wyse in sy substansie, verander die wyn en brood, sodat dit nie meer wyn en brood is nie, alhoewel dit so lyk, maar dit is nou die liggaam en bloed van Jesus Christus op 'n sakramentele wyse. 'n Sakramentele wyse, dis ook belangrik. Op 'n sakramentele wyse is dit werklik en waarlik vir ons op 'n substantiewe wyse in sy binnekant, in sy wese, is dit nou vir ons Jesus Christus. Jesus Christus wat homself dan ook vir ons gee. Nou, ons tyd is te min dat ek dit nou in tegniese detail alles kan verduidelik. Ek weet dit maak nie altyd sin nie. Daarom is dit so belangrik om die kerkvaders te lees, mense soos Athanasius, Ignatius van Antiochië, Justinus die Martelaar, wat almal mooi verduidelik, hoe is dit dan dat hierdie brood en wyn vir ons as Katolieke tydens die heilige mis verander en vir ons Jesus Christus word onder die elemente van wyn en brood. Die realiteit van sy teenwoordigheid. Dis baie, baie belangrik. Ek wil tog die beeld gebruik deur te sê dat ons kry dit in die kerklike tradisie, dat die kerkvaders daarvan praat, dat soos wat keisers en konings
en groot leiers in die wêreldgeskiedenis, as hulle op 'n plek was en hulle verlaat die plek, sal hulle 'n beeld van hulle self oprig, 'n standbeeld. Ons kry ook hulle koppe op muntstukke of op geldnote, ook in Suid-Afrika. Die president van die land se kop is byvoorbeeld op die geld of wat ook al. Net so met Jesus Christus se hemelvaart het hy 'n beeld van homself agtergelaat in die kerk en dit op 'n besonderse manier in die Eucharistie. Elkeen van die sakramente weerspieël iets van die beeld, maar op 'n besonderse manier die Eucharistie, want dit is vir ons na die gebed van heiligmaking, die gebed van heiliging eintlik, is dit nou vir ons Jesus Christus na liggaam en bloed en goddelikheid en geestelikheid, is hy daar teenwoordig. Dis 'n misterie. Dis 'n misterie wat staan, sê ek weer, en dis belangrik, ons kan net daaroor praat, binne die konteks van die heilige mis, van die erediens, met al die liturgiese elemente wat 'n rol daarin speel. Belangrik. Daardie Eucharistie verteenwoordig vir ons die eenmalige offer van Jesus Christus. Dit is vir ons die eenmalige offer van Jesus Christus op 'n onbloedige wyse, op 'n onbloedige wyse, op 'n sakramentele wyse, 'n misterieuse wyse. Dit is vir ons 'n ongelooflike iets om die Eucharistie te kan hê as liggaam en bloed van Jesus Christus en dit ons op daardie manier kan deel kry aan Jesus Christus. Die Griekse woorde wat gebruik word is essence, in Latyn is sy essence, sy wese, en sy accidents, die toevallighede. Ons sê in sy essence is iets brood en wyn, en dit lyk soos brood en wyn. Maar dan, in sy essence, verander dit, in sy wese verander dit, terwyl dit toevallig nog soos wyn en brood lyk. Die stoffelike van wyn en brood, waarmee Jesus Christus vir homself 'n liggaam maak op 'n sakramentele wyse, en dit is sy verheerlikte liggaam. Dis nie dat sy liggaam aan die kruis, of sy liggaam wat nou daar in die hemel is, dat daai liggaam van hom waarmee hy aan die regterkant van God sit, die hemel verlaat en na ons toe kom nie. Nee. Dis nie so nie. Dit word net ook vir ons liggaam. Dit wat ons daar het tydens die erediens, wat ons noem die Eucharistie. Die Eucharistie, dan die woord wat ons ook sou kon sê nagmaal, ons sou dit kan, die nagmaal, wat veral in die protestantse wêreld gebruik word, die tafel van die Here, word dit ook soms genoem, daardie besonderse avondsmaal is die groot Hollandse woord wat gebruik word, die woord Eucharistie wat op 'n feesmaal dui, op 'n vreugdefees, Eucharistie, om fees te vier, 'n dankseggingsfees eintlik. Eucharistie, die Griekse woord, om fees te vier, om in dankbaarheid fees te vier. Dis wat dit beteken. Goed, dan, wat is die rol van die maagd Maria in die katholieke geloof? Baie besonders. Daar's baie misverstande oor Maria, en daar is 'n video wat ek gemaak het oor Maria as Theotokos, moeder van God. Maria is moeder van God, omdat Jesus Christus volledig God en mens is. En Maria geboorte gegee het, bely die kerk, nie net aan die mensheid van Jesus Christus nie, maar aan die totale Godmens, Jesus Christus, die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, wat deur Maria beliggaam is in hierdie wêreld. Die onsigbare, onsienlike, almagtige God, wat glad nie deur sy skepping bevat kan word nie, Maria dra hom vir 9 maande in haar baarmoeder. Daarom het ons 'n besonderse verering vir Maria, 'n besonderse agting vir Maria, sy wat deur haar geloof, ons noem dit haar fiat, wat deur haar geloof, toe die engel na toe gekom het en gesê het, Maria, die Here wil jou gebruik, dan sê sy, ja, hier is die diensmaagd van die Here, gebruik my, doen soos wat u goed dink, doen soos wat u woord gesê het, haar fiat, haar deelname aan God se plan om hierdie wêreld te verlos, deur dat hy mens word in hierdie wêreld, en hy doen dit deur Maria. So Maria is vir ons hierdie besonderse figuur, wat ook in die tradisie van die kerk die nuwe verbondsark genoem word, soos wat die ark in die Ou Testament die woord van God
gedra het, die vorm van die 10 gebooie, so het Maria vir 9 maande lank vir Jesus Christus as die woord van God, die geïnkarneerde woord van God, die mens geworde woord van God, sy het hom vir 9 maande in haar baarmoeder gedra. Ongelooflik, ongelooflike genade, 'n ongelooflike misterie. Maar dit is waarom Maria vir ons 'n besonderse iemand is in die kerk, die moeder van God. En toe die kerk hierdie belydenis uitspraak gemaak het, dat sy moeder van God is dit nie gedoen om soseer iets oor haar te sê nie, maar om te bely en te sê, Jesus Christus is volkome God en mens. Dan, wat is die belangrikheid van die sakramente in die katholieke kerk? Nou, die sakramente is die middels wat God gebruik om sy genade aan gelowiges oor te dra en hulle van fundamentele belang te gebruik vir ons geestelike groei en redding. So, die sakramente is vir ons kanale waardeur God op 'n besonderse manier vir ons steeds voed met sy genade. Hy gee vir ons sy genade. Daar is 7 sakramente in die kerk. Daar is 7 sakramente in die katholieke kerk. En om seker te maak dat ek hulle almal mooi onthou, dit is die doop wat jou inbring in die liggaam van Christus in. Ons glo natuurlik ook dat die sakramente doen dit waarvan hulle getuig. Die doop getuig dat jou sondes afgewas word en ons sê dit doen dit. Dan die confirmation in Engels of die konfirmasie, dis die anglisisme, natuurlik die vormsel in Afrikaans. Dit is wanneer jy belydenis van geloof sou aflê in 'n protestantse konteks. Dit is soortgelyk daaraan. Dit is gekoppel aan die doop. Dit is die logiese konklusie van die doop. Die doop bring jou in die kerk in, en die vormsel of dan die confirmation, die vormsel in Afrikaans, jy gaan deur die proses van opvoeding, jy word geleer wat alles beteken, en dan is daar 'n geleentheid waar jy nou as lidmaat getuig dat ek het gegroei vanuit my doop uit tot 'n volwasse gelowige, en ek neem nou alle verantwoordelikhede ook self op my, en dan ek bely teenoor die wêreld, ek is 'n gelowige. So, dit is in 'n sekere mate soortgelyk, baie soortgelyk aan die belydenis van geloofaflegging wat jy veral kry by gereformeerde, Lutherse en Anglikaanse denominasies, maar daar's 'n bietjie van 'n verskil deurdat dit by ons as Katolieke 'n sakrament is waardeur God besonderse genade aan jou skenk om te kan verder groei in jou verhouding met hom. Dan is daar natuurlik die Eucharistie, die nagmaal, die avondsmaal, die laaste avondsmaal, die Eucharistie, waardeur God op 'n besonderse manier ons ook voed met homself as die brood uit die hemel. Daarom vir ons die Eucharistie. As ons in die Onse Vader bid, Here, gee ons vandag ons daaglikse brood, dan sê ons dat die Here gee vir ons kos en klere en allerlei dinge en geld en alles wat ons nodig het, maar op 'n baie vol sin, in die volheid van die woord, in die volste sin van die woord. Hierdie gebed, gee ons vandag ons daaglikse brood, kom tot sy diepste vervulling in die Eucharistie, wanneer God vir ons alles wat ons nodig het, gee in die liggaam en bloed van sy seun Jesus Christus in die Eucharistie. Dan is daar natuurlik die bieg, die sakrament van die bieg, of die sakrament van versoening. Die sakrament van versoening is 'n baie mooi woord. Dit is waar jy na 'n priester toe gaan en met die priester praat oor jou sonde ook bely teenoor die priester wat dan optree in die persoon van Christus, en namens Christus dan, in die persoon van Christus, dan ook jou vryspreek van jou sonde. Nie omdat die priester allerhande magiese kragte het, en ons nou ons priesters kan misbruik, omdat ons kamstig te bang is om met God te praat nie. Nee, die bieg is 'n praat met God, en dit help niks, jy gaan na die priester toe, om jou sonde te bely, as jy nie alreeds jouself verootmoedig het teenoor God nie.
En die bieg fokus veral op sondes, op die 7 doodsondes. Die sogenaamde 7 doodsondes waaroor ons nog sal praat. Maar dit is jou groot, diep sondes wat skeiding bring tussen jou en God, wat uiteindelik jou saligheid, jou redding sou kon aantas. Dis daardie sondes wat ons gaan bely by 'n priester, en die priester tree nie nou as 'n mensheid op nie, hy tree in persoon van Christus op. En daar's ook 'n pastorale gesprek en 'n pastorale begeleiding wat dikwels plaasvind tydens daardie sakrament van versoening, tydens daardie sakrament van die bieg, van sondebelydenis. Weer eens, dis nie maar net 'n geval van ek gaan priester toe omdat ek te bang is om met God te praat nie. Nou die dag weer hoor ek iemand wat sê, ja, in die Katolieke Kerk is die mense te bang om met God te praat, hulle bely hulle sonde teenoor mense en nooit teenoor God nie. Nee. As dit die rede is hoekom jy priester toe gaan, dan mis jy die punt. As jy bang is vir God, het jy 'n probleem. Jy kan nie sommer maar net na die priester toe gaan, as daar nie alreeds in jou hart teenoor die Here en met die Here 'n gesprek plaasvind en besig is om te gebeur en jy jou verootmoedig oor 'n bepaalde groot sondes in jou lewe, of sondes in jou lewe nie. Dan gaan jy na die Here toe. En daarom gaan jy na sy verteenwoordiger, die priester toe, en dan is daar ook hierdie versoening, wat die priester jou mee help, ook teenoor God. Want dis die priesterlike taak, en hy doen dit op grond van Christus se eenmalige offer aan die kruis, wat hy jou ook op 'n besonderse manier bedien tydens die bieg, met die genade van die Here. Met die genade van die Here, sodat daar ook by jou 'n bepaalde geloofsekerheid kan vorm en jy kan groei in hierdie geloofsekerheid. Dis die bieg. Dan is daar natuurlik die salwing van die siekes, om die siek mense te salf, waardeur die genade van die Here ook na hulle gebring word. Die huwelik is by ons in die Katolieke Kerk 'n sakrament, dit is vir ons die uitbeelding van Christus se verhouding met sy bruid, die kerk, Efesiërs 5. En natuurlik interessant dat ons glo op 'n baie besonderse manier, het die man en vrou binne in die huwelik 'n besonderse voorreg om te deel in God se lewegewende skepingskrag. Dis 'n besonderse iets, dat man en vrou binne die huwelik kan deel in God se skepingskrag, lewegewende skepingskrag, wanneer daar vanuit die huwelik kinders voortgebring word. En dan is daar die heilige ordes, die heilige priesterordes spesifiek. Dit is wanneer manne hulle lewe toewy aan die Here en hulle dan opgeneem word in die verskillende priesterordes. En dit is in kort maar net of jy 'n parochiepriester is en of jy nou een van die priesters gaan wees wat binne in een van die ordes, die Augustynse orde, die Dominikaanse orde, die Benediktynse orde, of wat se orde ook al sou wees. Maar dit gaan oor priester wees. Iemand wat God verteenwoordig en wat op 'n besonderse manier God se skape lei. En natuurlik op 'n besonderse manier die biskop van Rome, die opvolger van Petrus speel daarin 'n rol. Al die biskoppe speel daarin 'n rol as die opvolgers van die apostels, en dan natuurlik die biskop se verteenwoordigers, natuurlik ook die priester. En saam die biskoppe en die priesters en ook die diakens verteenwoordig Christus. Verteenwoordig Christus se regering, verteenwoordig Christus se pastorale begeleiding teenoor die kerk, verteenwoordig die bediening van Christus in woord en sakrament. Dis belangrik. So dit is die rol wat die sakramente speel. Belangrik vir ons as Katolieke. Daar is 7 van hulle. Dit is belangrik vir geestelike groei. Belangrik vir geestelike groei. Weer sê ek, dis kanale waardeur die Here met ons werk. Dan 'n interessante vraag wat ek gekry het, en dit is die ene oor gebed. Ek weet nie hoekom mense sou dink gebed nie 'n rol sou speel by ons as Katolieke nie. Waarom is gebed so belangrik in die Katolieke Kerk? Of is gebed enigstens belangrik? Die antwoord is ja. Gebed is vir ons ongelooflik belangrik in ons verhouding met die Here. Ons glo, ons verhouding met die Here kan nie groei sonder 'n besonderse gebedslewe nie. Gebed, hierdie gespreks 'n lewe saam met God. Hierdie gesprek saam met God. Nou hierdie gesprek met God. Dis ook 'n lewenswyse teenoor die Here. Geen verhouding
op 'n menslike vlak kan regtig groei en ontwikkel as daar nie gesprek is tussen man en vrou, tussen ouers en kinders, kinders en ouers en vriende met mekaar nie. Dan kan daar nie 'n verhouding wees nie tussen 'n werkgewer en 'n werknemer. Tussen werknemers kan daar nie verhoudinge kom as daar nie gesprek is nie. So ook tussen ons en God. En dit is 'n gesprek wat van so 'n aard behoort te wees dat dit 'n lewenswyse is, 'n manier van leef. Nou is interessant, baie mooi sê ons katekismes sê dat gebed is 'n ontmoeting met God. Gebed is 'n ontmoetingsgeleentheid met God. Gebed van my kant af om te begin praat met God is eintlik 'n reaksie op God wat na my soek, sê die katekismes. God wat na my soek en ek reageer daarop in gebed. So mooi dat die katekismes sê ook vir ons dat as mense is ons eintlik niks anderste as bedelaars voor God nie. En gebed gee hieraan erkenning dat ons van God afhanklik is ten opsigte van alles. Gebed is egter van ons kant af nie sommer maar net die hele tyd te vra nie. Dis nie maar net sommer 'n gedagte van Here gee maar net die hele tyd vir my nie. As dit ons idee is van gebed, dan mis ons ongelooflik baie. Want gebed is ook 'n lofprysing, om net vir die Here te sê, Here, U is wonderlik, U is groot, U is almagtig. Om net erkenning te gee aan wie God is, om net met hom te praat vir wie hy is. Om net bly te wees vir God se partartsware vir wie hy is, soos met 'n vriend. Die lof van God te besing, om God te vereer net omdat hy God is. Dan voorbidding om vir ander mense te bid, om vir sake te bid, vir God te vra, Here, help ander mense. Met ander woorde, ek is nie selfsugtig nie. Maar ek bid vir ander mense, ek bid vir ander sake. Maar gebed is net hierdie omgang met God. Ek deel myself, my lewe met God, in alles wat ek doen, in gespreksvorm. Baie mooi, ons katekismes praat ook daarvan, maar ons kry dit veral by die ortodokse tradisie, die Jesusgebed, waar die idee, die konsep is, hierdie lewenswyse, die heeltyd in jou kop, Jesus Christus, Seun van God, wees my sondaar genadig. Die aktiewe fokus op God se teenwoordigheid nou hier rondom my. Want ons is te geneig, en toe ek 'n protestant was selfs, het ek in daardie slaggat getrap, dat ons skei die godsdienstige wêreld van my alledaagse lewe. Nie net doen ons dit nie, ons skei die fisiese realiteitswêreld van die ander wêreld, die misterieuse, onsigbare geloofswêreld, waar God is. Ons skei dit, asof dit verskillende realiteite is. Maar die kerklike tradisie sê, nee, daar is net een realiteit. En in die realiteit is daar die sigbare en die onsigbare. Maar die onsigbare, die engele, is hier om ons. God is hier om ons. En gebed is dan as ware die bewuswees en die inskakel net by hierdie onsigbare. Gebed is die erkenning dat daar net een realiteit is. En daarom kan ek praat met God wat hier om my is. Met die engele wat hier om my is. Ek kan selfs ook praat met die ander gelowiges wat nie meer sigbaar by ons is nie, omdat hulle alreeds gesterf het, maar nou aan die ander kant van die graf is. Alles in en deur God, die drie eenheid, waarbinne ons opgetrek word deur die Heilige Gees, wanneer ons kinders van die Here word, ook alreeds in ons doop. Maar ja, die kort en die lank is, gebed is vir ons ongelooflik belangrik vir ons verhouding met God. En sonder gebed kan ons verhouding met die Here nie groei nie. Dan, interessante vraag, wat beteken heiligmaking vir Katolieke? Wat is heiligmaking vir Katolieke? Nou, dis 'n interessante vraag, dis iets wat ek so 'n bietjie mee gestoei het toe ek nog binne 'n gereformeerde tradisie was as dominee, omdat daar hierdie groot heilsorde is, waar
heiligmaking beskou word as iets wat gebeur nadat jy kind van die Here geword het, dan is daar nou hierdie pad van heiligmaking wat jy maar net groei in jou geloofslewe. Nou heiligmaking is dit. Heiligmaking is 'n groei in jou geloofslewe, maar vir Katolieke is dit baie meer. Heiligmaking is vir ons die proses waardeur 'n gelowige deur God se genade al hoe meer soos Christus word, wat lei tot 'n heilige lewe. Heiligmaking is vir ons ook die ander kant van die muntstuk van geregtigheid en regverdigmaking. Regverdigmaking en heiligmaking of geregtigheid en heiligmaking is vir ons baie nou vervleg met mekaar. Ons kan dit nie losmaak van mekaar nie. Dis as ware dieselfde ding. Wat beteken ons kan groei in heiligheid, dan kan ons groei in geregtigheid. By protestante is heiligheid en heiligmaking een kant. Regverdigmaking en geregtigheid is aan 'n ander kant en dit is heeltemal geskei van mekaar en is los van mekaar. Ek sal nie sê dat protestante sê dat dit niks met mekaar te doen nie, maar in praktyk, afhangende van watter denominasie jy in is, sou dit tog so uitspeel dat protestante sal sê, veral in 'n gereformeerde tradisie, dat dit niks met mekaar te doen het nie. Regverdigmaking het te doen oor hoe word ek gered, en heiligmaking is iets anderste. Maar ons sê, as jy gered word, die oomblik as God jou regverdig maak, dan maak hy jou heilig, is jy heilig, kan jy heilig lewe, kan jy groei in heiligheid en in die geregtigheid, soos wat jy die heiligheid groei. God wat in jou binnekant jou in staat stel om te kan doen wat hy van jou vra. Dit is 'n deel kry aan sy goddelike natuur. 2 Petrus 1 vers 4. 'n deel kry aan die goddelike natuur. Dis heiligmaking. Dit bring my by die volgende vraag. Wat beteken saligheid? Wat beteken saligheid? Om verlos te wees. Om verlos te wees vir Katolieke. Wat beteken dit? Nou, saligheid, om verlos te wees in die Katolieke kerk, het 'n doel. Dis nie maar net, ek is nou 'n kind van die Here, en nou is ek dit, en nou is daar niks om te doen nie. Dit, vir ons het verlossing 'n doel. Saligheid het vir ons 'n doel. Dit is, God neem ons vanaf ongeredheid, nie maar net na geredheid toe nie. Dis nie net ek is ongered, nou is ek gered nie. Nee, dis ongered, nie 'n kind van die Here nie. Ek word gered en dan word ek opgeneem in die goddelike natuur. Ek kry deel aan die goddelike natuur. 2 Petrus 1 vers 4, wat verlossing, wat saligheid so mooi beskryf as 'n deel kry, as 'n deelname aan die goddelike natuur. So die doel van verlossing, saligheid, is vir ons as Katolieke om deel te kry aan die goddelike natuur. Dis die uiteindelike doel van die menslike lewe. Dit is 'n ewige saamwees met God, wat ook 'n ewige saamwees in die hemel insluit. Dis saligheid, dis verlossing. Dan, 'n vraag wat 'n mens baie kry, en dit is oor in Engels purgatory, in Afrikaans purgatorium. Ek kan nou 'n baie lang antwoord gee. In kort, protestante het nie iets soos 'n purgatorium nie. Ons as Katolieke glo dat wanneer ons sterf, en nie almal wat sterf, nie alle gelowiges wat sterf, gaan as sulks deur hierdie purgatorium nie. Dit hang af in hoe jou verhouding is met God, daardie oomblik wanneer jy sou sterf. Maar purgatorium in kort is bloot eenvoudig 'n toestand van heiliging. Dis 'n toestand van suiwering, waar die siele van gelowiges, net voordat hulle die hemel self binnegaan, gesuiwer word, totaal en al verander word, sodat hulle eenvormig is aan die heiligheid van die hemel, sou ons ook kon sê. Interessant genoeg, die kerk, daar's baie mense, daar's selfs priesters, daar's selfs kerkvaders, daar's selfs mystici, wat almal dinge sê oor hoe die purgatorium lyk, hoe lank jy in purgatorium is. Die kerk het nie 'n amptelike uitspraak oor dit in die katekismus nie. Die kerk sê nie amptelik dat amptelik is purgatorium 10 jaar nie,
of wat ook al nie. Purgatorium is 'n toestand van suiwering waardeur jy gesuiwer word van alles in jou lewe as wat nog deel is van die ou mens, sodat jy dan oorbeweeg en inbeweeg in die heiligheid van die ewige lewe, van die hemel in. Dis wat purgatorium is. Dit is hierdie skoonmaak van onsuiverhede. Dit word gebaseer, en ek sal later weer daarop kom, wanneer ons vorentoe dalk meer daaroor sal praat, maar dit word gebaseer byvoorbeeld op tekste soos Paulus wat praat van dat ons werke soos deur vuur heen getoets sal word. Ook in die Makabeerboeke kry ons dit, ondertone daarvan, dat daar definitief die idee is, dat daar 'n toestand na die dood is, waarin die siele van mense wat gesterf het, verkeer, en ons wat hier is op aarde kan ook bid, dat die Here sy genade nog aan hulle moet gee, dat die Here hulle sal suiwer. En ons kry dit onder andere in die Makabeerboeke, daardie gedagte. So, kort en die lank is, protestante het nie so iets soos purgatorium nie, katolieke het purgatorium, maar daar's baie misverstande, mites en allerlei storieetjies oor purgatorium. Dit is bloot eenvoudig, sê ons amptelik, 'n toestand waarin ons is, na ons sterf, waarin ons net eenvoudig gesuiwer word. Paulus sê mos, dat ons weet nog nie wat ons gaan wees nie, wanneer hy in 1 Korintiërs 15 praat oor die dood, en die koringkorrel en die koringaar, wat aan mekaar verband is, en in wese dieselfde ding is, maar tog nie dieselfde lyk nie. En dan sê hy, as mens, ons weet nog nie, hoe gaan ons wees aan die ander kant van die graf nie. God sal dit vir ons wys. Al wat ons weet is, dit is soos 'n koringkorrel wat in die grond val, en daar kom 'n plantjie op. Ons gaan 'n nuwe liggaam kry, iets totaal en al anders. Wat gaan gebeur. En purgatorium speel in 'n sekere mate, of in 'n besonderse mate, vir ons hier dan 'n rol. Dan, wat is die belangrikheid van die kerkvaders in die katolieke kerk? Wat is die kerkvaders? Julle sal hoor, wanneer katolieke praat, of in katolieke boeke, sal julle dikwels hoor ons praat van die kerkvaders. Daar is ook kerkmoeders, en ons verwys na hulle ook, soos Teresa van Lisieux, en Teresa van Clairvaux, ensovoorts. Die kerkvaders in kort, is vir ons groot Christelike figure, wat kom vanuit die geskiedenis van die kerk in. Dit begin baie vroeg, dis vroeë Christene, daar's vroeë kerkvaders, daar's latere kerkvaders, maar dit is vir ons Christene wat op 'n baie besonderse wyse na aan die Here gelewer het. Dit is mense wat op 'n baie besonderse manier die Christelike godsdienst verdedig het teenoor die wêreld, wat op 'n baie besonderse manier 'n bydrae gelewer het tot die groei in ons verstaan van wie God is. Op 'n baie besonderse manier bygedra tot die groei in katolieke leerstelligheid en die verduideliking van hierdie leerstelligheid. Die kerkvaders is vir ons mense wat op 'n besonderse wyse insig van God ontvang het, sodat hulle in 'n sekere sin vir ons gesaghebende Bybelinterpreteerders dan ook is. Binne die kerkvaders, sê ek weer, is daar nie net vroeëre en latere kerkvaders nie, daar is ook wat ons noem die dokters van die kerk. Dit is kerkvaders en kerkmoeders wat 'n besonderse bydrae gelewer het in die kerkse stryd, byvoorbeeld teenoor ketters, en in ons verstaan van bepaalde dogmatiese leerstellighede. Dan het ons die dokters van die kerk, en daar is 47 dokters van die kerk. Die getal brei uit, soos wat die magisterium van die kerk dit goeddink, maar daar is 47 dokters in die kerk, terwyl daar baie meer kerkvaders is. Maar ons verwys na die kerkvaders, omdat hulle vir ons gesaghebende figure is, wat vir ons in die geskiedenis van die kerk wys, wat het die kerk nog konsekwent deur die loop van haar geskiedenis geglo. En dis belangrik, dis die kerkvaders. Dis hoekom ons, as ons wil weet, wat sê die tradisie, dan gaan ons na die kerkvaders toe. Natuurlik is daar die konsilies is vir ons hoër in gesag, dit is uiteindelik die deel van die vorming van die tradisie. Jy het baie kerkvaders wat sekere goeie sê, en dan sê die kerk, weet jy, ons stem nie met jou heeltemal hier saam nie, byvoorbeeld Augustinus, wat in 'n sekere mate 'n dubbele predestinasie leer gehad het,
En die kerk in haar konsilies, by die konsilie van Oranje, het gesê nee. In 431 na Christus, in 529 na Christus, ons aanvaar nie dit nie. En tog is Augustinus 'n dokter van die kerk en hy's 'n kerkvader. So die kerkvaders het gesag, maar hulle gesag is nie hoër as dit van die magisterium of dan die konsilies nie. Maar baie belangrike persone as ons sou wou weet wat is die leerstellighede van die kerk. Hoe verstaan die kerk dinge? En is interessant dat wanneer protestante die kerkvaders begin lees, dan sien 'n mens hoe protestante se denkraamwerk begin verander en hoe hulle dikwels dan ingetrek word in die katolieke kerk. Dit het met my ook gebeur en talle ander mense. Die oomblik as jy die kerkvaders lees, kom jy agter dat die denominasie waarin jy was, is baie ver weg van wat die kerk nog altyd gesê het en hoe die kerk nog altyd gedoen het. Goed. En dan, dink ek, gaan ons nou kom by van ons laaste vraag, en dit is dan die plek van die Bybel. Die plek van die Bybel. Nou, die plek van die Bybel vir ons as katolieke is baie belangrik. Anders as wat protestante dikwels dink, protestante sal dikwels maak asof katolieke nie plek het vir die Bybel nie, dat ons net fokus op die tradisie, maar die Bybel vorm vir ons, saam met die magisterium en saam met die tradisie, een van die 3 belangrike gesagsbronne en waarheidsbronne in die kerk. Dis nie Bybel alleen nie, want ons glo die Bybel kan net geïnterpreteer word en verstaan word en gebruik word binne die raamwerk van die tradisie, en ons glo dat op 'n besonderse manier het God dit aan die magisterium gegee, die gesag om ook die Bybel gesagvol en bindend te interpreteer soos nodig en wanneer nodig. Dis interessant ook, dit is so, glo ons, en ons sien dit histories, dat God het die katolieke kerk gebruik om ook die kanon te gee vir ons, vir die wêreld te gee, vir die kerk te gee, die kanon, die heilige skrifte. Dit was 'n redelike proses waardeur hy dit gedoen het, maar die kort en die lank is, God het die kerk gebruik, en daar was momente in die kerklike geskiedenis, glo ons, waar God deur sy kerk dit foutloos verklaar het. Hier is die kanon, so lyk die kanon. En dit is gedoen by verskillende streekskonsilies en later deur grotere ekumeniese konsilies, waar dit vasgestel is, wat is die kanon, hoe lyk die kanon? En interessant is, die kanon vir ons as katolieke het 73 boeke, terwyl dit in die protestantisme net 66 het. Maar die interessante is dat die konsilies wat hierin 'n rol gespeel het, is byvoorbeeld die konsilie van Rome in 382 na Christus, en interessant genoeg, al 73 boeke se name word daar genoem. Dan ook by die konsilie van Hippo in Noord-Afrika in 393, ook daar het die kerk gesê, dit is hoe die kanon lyk, en dan is daar 73 boeke in die kanon. Dan ook by die konsilie van Karthago in 397, ook daar, dit is ook in Noord-Afrika, ook daar het die kerk gesê, die kanon lyk op 'n sekere manier, daar is 73 boeke in hierdie probleem, in die kanon, 73 boeke wat in die Bybel is. So die kanon speel vir ons 'n baie belangrike rol. Dit is vir ons die deel van God se openbaring, God wat homself wys, dis vir ons woord van God, dit is gesaghebend, dit is bindend, dit is onfeilbaar vir ons geloof. Dit is onfeilbaar vir ons geloof. En God het die katolieke kerk gebruik om die Bybel ook uiteindelik saam te stel in sy kanoniese vorm. Dit is die 10 vrae waarby ek gaan vandag volstaan. 'n Volgende keer sal ons nog van julle vrae antwoord. So as julle nog vrae het, is daar meer dinge is wat julle wil weet, asseblief neem die vrymoedigheid om sommer onder aan die video in die kommentare vrae te vra, in die algemeen kommentaar te lewer, ook op ons Facebook waar hierdie video's gewoonlik gedeel word. Ook daar is julle welkom om vrae te vra of om vir ons 'n e-pos te stuur wat ons dan sal ontvang by info@catholicnetwork.co.za. Baie dankie vir die saamkyk.